hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, Heilig is die Here, buig in stilte hom ter ere. Wie hom roep, wie hom roep, hier in Hemel Vader, kom nou almal nader. God is hier teenwoordig, laat ons willend nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, Heilig is die Here, buig in stilte hom ter ere. Wie hom roep, wie hom roep, hier in Hemel Vader, kom nou almal nader. Goeiemôre gemeente. Is ek aan? Is ek nie aan nie? Daar sê klink vir daar bo is ek nou aan. Goeiemôre. Is lekker koud. Jy moet maar styf sit teen mekaar en as jy nie iemand het nie sê maar dan supply ons dit vir julle. Baie goeiemôre. Ag geliefdes, ek wil regtig waar sommer net sê, ek wil sommer so 'n bietjie by die voet in die deur val deur net te sê dat as ons vir mekaar nou vra dat u volgende week Johannes 2 moet lees.
dan is dit nie om vir u huiswerk te gee nie. Dit is ook nie, mens wil ook nie 'n atmosfeer skep soos wat dit ons baie keer op skool was, dan speel jy maar liewer siek, as jy dit nou nie voorberei het nie. Maar wat ek vir u wil sê is, dis 'n geleentheid. Jy het 'n geleentheid om saam deur die woord van die Here te wandel, en om by die huis ook al iets te beleef van dit wat dan in Johannes 2 staan. So volgende week dan nou Johannes 2, en ek gaan nou vir u geleentheid ook gee om sommer net 'n bietjie terugvoer te gee oor wat u beleef het uit Johannes hoofstuk 1. Ek wil graag met die afkondigings begin, en die kerkraad wil vir julle almal baie dankie sê vir hierdie pragtige aand wat julle gisteraand gehad het met die potjiekos. Daar is 100 kaartjies verkoop, maar die mooi is dat die kerkraad raak sien dat die grootste bonus of winspunt van gisteraand is nie die rand of 2 wat gemaak is nie, maar die mooi gesindheid en die koinonia of die gemeenskap van gelowiges wat plaasgevind het onder die wat daar was. So ons dank die Here daarvoor. Jy weet, so 'n funksie kan ons baie maklik nou sommer skeefloop ook. Maar dank die Here. Daar was 'n mooi gesindheid, en die kerkraad sien raak wat julle doen en watter insette julle by so 'n geleentheid ook lewer. En ons moet vir die Here daarvoor dankie sê. Jy weet, geliefdes, kom ons sê dit ook maar eerlik, miskien op die platteland minder waar, maar in die stad is dit net die Here Jesus Christus wat ons eintlik aan mekaar bind. Dat as ons voor die kruis van die Here Jesus kom staan, kom sit, kom aanbid, dan is dit net hy. En dis die grootste en amper, ja, kom ons sê die grootste en die belangrikste gemeene deler onder ons. Dis hoekom ek hier is, dis hoekom u hier is, omdat ons in die Here Jesus Christus glo. 'n tweede ding wat ons ook net graag wil sê, ons wil vir julle herinner aan Marnel se lesing net na die diens, maar ons gaan gou so 'n bietjie 'n teetjie drink, en dan kom ons terug hier na die kerk toe, en dan luister u saam na haar studie en die resultate wat dit oplewer. En ek moet vir u eerlikwaar sê, nie om haar te eer nie, maar dis vir my wonderlik om te sien hoe dat 'n mens met 1 klas per week op 'n maandag aand van 6 tot 8, dat jy met 1 klas per week na 6 maande al is waar die studente is, ook dan waar Marnel is. Die geweldige teologiese onderbou. Sommige profe, een prof van ons Ou Testamentiese prof het gepraat van jou teologiese bowebou, en die ander professor, ons dekaan, prof Meas, het gepraat van jou teologiese onderbou. Dit beteken dat wat jy ook al hoor, kom ons lê klem op die onderbou. As jy iets hier hoor, dan toets jy dit aan jou Bybelkennis, of dan as jy wil, toets jy dit aan jou teologiese kennis. En wat jy ook al hier hoor, bou die onderbou en gee vir jou 'n vaste basis. En ek wil net vir eerlikwaar sê, dis wonderlik om ook haar assessering waar te neem, en om dan ook te sien hoe diep daardie onderbou in 'n kort tydjie is en gevorm is. Maar natuurlik is sy ook al 'n Christen van kleins af. Is dit wonderlik om te weet dat die Here in sy verbondsverhouding met haar en met elkeen van ons alreeds bou aan daardie theologos, wat beteken teologie, of dan in Afrikaans die fundament van ons teologiese kennis, of kennis van die woord van God. Teologie is afgelei van theos, logos. Met ander woorde, theo, ho, logos, die woord theo, ho, logos, of ho, logos, theo, is die woord van God. Dis waarmee ons ook nou en in die volgende paar weke besig gaan wees. Dan ook, geliefdes, wil ek ook net vir julle sê, daar is 'n uitreik aksie op Saterdag die 25ste Julie. Maklik om te onthou, die laaste Saterdag in Julie, die Saterdagoggend tussen 10:30, van 10:30 af tot 12 uur, is daar by die kerksaal 'n uitdeel van sop en van brood. Jy weet, ons ken dit mos maar almal, as die gemeente net ontvang en jy self en ek net ontvang, dan word ons vet en ons word lomp en ons word passief en ons word lui. Maar wanneer ons uitdeel
en uitgee uit dit wat die Here vir ons gee, dan word ons ook fiks en ons bly geestelik ook gesond. So ons wil dan ook vir u sê, as daar iemand is wat graag 'n broodjie wil skenk, of 'n brood wil smeer, of 'n pot sop wil maak, praat asseblief met Audie, en dat ons dan ook op so 'n manier vir die gemeenskap daar buite wys. Ons sê dit nie net nie, ons is ook lief vir hulle, en ons dink ook aan hulle as 'n baie, kom ons sê maar, swaar kry wêreld. Geliefdes, ek dink dit is omtrent, ja, hierso is 'n paar verjaarsdae, en ons gaan, ek wil nou sommer vra, ek sien nou hierso Hannelien Jansonius, sy verjaar in die week, nou wil ek net kyk, waar is haar koekie? O aarde, hier's 5 wat verjaar, maar hier's net 4 koekies. Iemand is gesnoek, ek wil net kyk of ek in my sak het nie. In elk geval, nee, kom ons kyk gou 'n bietjie. Mia Hatting verjaar die 3 Julie, is Mia dalk hier vandag? Is daar iemand wat haar ken, wat haar koekie vir haar sal neem asseblief? O, doer so. Nee, Raymond, nee, ons ken vir jou, jy gaan hom opeet. Nee, so kan dit nie wees nie. Baie dankie. Dan die volgende persoon wat verjaar is dan nou Hannelien Jansonius, en sy verjaar, jy sal dit sien daar op die program, sy verjaar vandag. Is Hannelien hier? Ook nie? Iemand wat dit vir haar sal neem? Baie dankie. Dat ons maar die manne vra om dit vir ons te neem, baie dankie. Ok, baie dankie, goed. En dan is daar nog iemand, nog so 2 persone, Renier Buits. Renier, is jy vandag hierso? Ek ken nou nie almal van hier so goed nie. Renier Buits, iemand wat hom goed ken, wat vir hom sommer net 'n koekie namens ons almal kan vat. Dis maar net sommer 'n simbool om te sê ons dink aan daardie persoon. Daar sê, nou maar goed, dankie. Ek sê om vertroue die Here. En dan het ek nog een hierso, en dit is André Klaasen. André Klaasen, hy verjaar die 30ste. Jong, ons sal dit maar moet doen. Daar sê baie dankie. Ek sien hier soos enetjie oorgeslaan. Kom ons sê dan, is ek reg, Audie? O, sy is by die ouer huis, Sandra de Pre. Nou maar goed. Ook aan hierdie 5 persone dan baie geluk. Ag, weet jy, soos wat 'n mens ouer word, raak jy mos baie meer bewus van die feit dat jy sterflik is. Jy word regtig bewus van jou mortaliteit. En dit gebeur mos sommer net enige oomblik. So daarom as 'n mens verjaar, dan besef 'n mens maar net hoeveel genade dit is. Nou ja, ek dink dit is wat ons afkondigings behels. En ek gaan dan vir u vra dat ons saam, kom ons staan, dan doen ons geloofsbelijdenis, en dan bly ons sommer staan ook vir ons lofprysing, geloofsbelijdenis. Ek gaan die foto met die seëngroet doen, en dan gaan ons aan met 2 liedere wat ons die Here mee gaan loof. Baie dankie. Kom ons staan. Nou geliefdes, ek was nou half lus om dit ook in Engels te doen, maar kom ons hou dit maar dan by die Afrikaans, en ons sê dit almal hardop. Ek het net jou gesê, dis ons gemeene deler met mekaar, dis hoekom ons hier is, en dis omdat ons almal glo in die drie-enige God, en omdat hy ons uit genade gered het, of as hy dit nog nie gedoen het nie, dan is daar die reddingsaanbod nog steeds oop. Ek het eendag, deel het gou met julle, het ek die seën van die Here uitgespreek oor gelowiges en oor ongelowiges. En toe kom 'n ongelowige na my toe wat in die kerk was. Toe sê ek het in my lewe dit nog nooit beleef nie. Hoekom het jy dit gedoen? Dit was vir my wonderlik. Toe sê ek, weet julle, God het 2 tipe genades. Die een is 'n besonderse genade, en dit is die besonderse genade wat die persone wat in Jesus Christus glo ontvang het, so hy spreek sy seën oor jou uit. Maar hy het ook 'n algemene genade, dat selfs die Griek op die hoek, of die Indiër op die ander hoek, of die Porra op die ander hoek, is almal mense wat onder God se algemene genade staan, en hy sorg steeds ook vir hulle.
En as ons dan sy genade oor hulle uitspreek, of hulle dit aanvaar of nie, maak nie saak nie. Dis die God wat ons aanbid, wat die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat enige iemand wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kom ons bely ons geloof in daardie God, en ons sê dan hardop, ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Kom, ek wil graag die psalmdigter aanhaal, wat uit Psalm 84 gesê het, ag en geliefdes, ek dink dis wat die Here in u lewe raak sien. Hy sê, hoe lief het ek u woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes in 'n swaalkie, 'n plek vir haar kleintjies, daar by u altare, Here Almagtige, my koning en my God. Kom ons sê dit. Kom ons weet dit. Die Here het u elkeen hier verwelkom. Die Here het vir elkeen van ons daai deure oopgemaak en gesê, kom, jy's welkom hier. Jy's welkom hier. Soos 'n mossie en soos 'n swaalkie. En dat die Here ons dan hier ontmoet, omdat hy ons hier wil seën. Daarom, geliefdes, mag jy die genade en die liefde en die teenwoordigheid van die Here beleef. Verlede week se woorde, mag jy die liefde en die trou en die geregtigheid van God ervaar. Mag jy bewus wees van sy goedheid en van sy liefde vir jou persoonlik. Die Here seën u in die naam van die Vader, in die naam van Jesus Christus en in die naam van die Heilige Gees. Kom ons antwoord daarop hardop. Amen. 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 Kom ons loof hom vir hierdie seën wat hy oor ons uitgespreek het. Kom ons sing saam. Die wat glo op die redding van die Here, vind rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit bestaan. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly u getrou, ek sal sê, die Here is
Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Is my God, ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Jesus ons loof U, Jesus ons prys U, laat ons net engele lof U sing. Nie meer verlore, U is gebore, ontvang die dank wat ons U bring. Halleluja, 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 halleluja. Jesus ons loof U, Jesus ons prys U, neem U ons harte en maak dit rein. Laat ons gelowe, U dien met liefde, ontvang die lof van kinders tyd. Halleluja, 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 halleluja. U kan maar sit. Kom ons bid saam. Terwyl u Bybels oopmaak, kom ons maak ons Bybels oop by Johannes hoofstuk 1. Eindelik het ek 'n fout gemaak, ons gaan nog die Ons Vader ook sing. Ek wil tog net vir u vra, dat julle ook in julle voorbereiding sal dink aan Chris. Chris het 'n mantelvliesbreek, wat nou die 7de Julie geopereer gaan word. Hy moet daarvoor Johannesburg toe gaan. Wat is daai hospitaal se naam? OK, in Midrand. Ja. So dink aan Chris, want u weet geliefdes, hoe moeilik dit vir hom is, of hy sê dis baie moeilik dat sy mantelvlies nie reg werk nie, en dit veroorsaak dat hy baie sukkel met sy stem,
En dis eintlik 'n wonderwerk dat hy ook vanoggend hier staan om wel te kan sing. Ek wil graag geliefdes met u so reël, of sommer net vir u vra, toe u hierdie of ek wil net sommer u hoor, wat het gebeur, het u uitgekom daarby om Johannes 1 te lees? Wat het met u gebeur terwyl u die woord bestudeer het, of dit gelees het, of daaroor gedink het? Wat het in die dorp gebeur? Weet mense dat ons dit gaan doen en dat die Here wil hê ons moet dit doen? Het Johannes 1 vir jou iets beteken? Wat in Johannes 1 het vir jou by jou bygebly? Kom ons hoor sommer net bietjie of daar 1 of 2 persone is wat daarop wil reageer. En ons hoef nie bang te wees nie. Dis 'n pad wat ons met die Here stap. Dis 'n pad wat die Here met ons stap. En dat ons ook net 'n bietjie terugvoer kry. Al is dit ook net oor die tee, is dit heeltemal ook goed, maar kom ons kyk of ons ook hier iets met mekaar kan deel, wat ook kan help dat ons die koninkryk in die kerk van die Here Jesus bou. Enige iemand, moet nou nie afkykie, want dan dink die jy het nie huiswerk gedoen nie. Dit moet iemand nie daaroor so voel nie. Dis net 'n geleentheid. Raymond, deel met ons. Baie dankie, ons gaan hom net 'n bietjie teologies ontleed, maar baie dankie. Tannie, baie dankie sê vir ons. Ja, goed. Goed. Ja. Baie dankie vir daai inset, dit is belangrik. Die woord in Grieks is logos, L-O-G-O-S as u wil. En dit dui inderdaad op Jesus Christus. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. En baie dankie. Nog iets van die kant af? Ja, ons wil graag 'n atmosfeer skep, waar ons met mekaar ook dit deel wat ons beleef in ons binnekamers. Of as 'n mens nou die aand, ek weet hoe gaan dit in baie huise, dat ma en pa of man en vrou vat maar die Bybel, lees 'n paar verse en dan deel hulle met mekaar dit wat daar staan, of hulle verstaan nie. Is daar miskien 'n gedeelte wat u nie so mooi verstaan het nie? Ek loop baie sulke gedeeltes raak en dan vra dit nogal intensiewe worsteling met die Here oor dit, om dit te kan verstaan en om dit ook in konteks of in jou onderbou te kan plaas. Enigiets anders van die kant af? Baie dankie. Goed. Hy verwys nou na Simon, wat die Here Jesus genoem het Sefas, dis die Arameese vertaling van die woord Petrus, wat in Grieks, 'n Griekse woord is, wat beteken rots. Dis waarna jy verwys. Goed. Ja. Dankie, yes, baie dankie dat jy dit raak gesien het en met ons gedeel het. Dis 'n kritiese ding om te sê van enige plek, nee, kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Weet jy hoekom was dit so? Kon jy dit vasstel?
Nasaret was 'n baie klein dorpie in 'n baie bergagtige omgewing. Nasaret bestaan vandag nog. As jy ooit Israel toe gaan en die oorlog is verby, dan neem hulle jou na Nasaret toe. En gee hulle vir jou so 'n idee van hoe dit daar gelyk het en hoe dit lyk as jy moet olywe boer en hoe lyk 'n wynpers en sulke dinge. Maar die mense van Nasaret was half 'n verstote klomp mense. Daar's baie afgesien, afgekyk na die mense in Nasaret. Hulle was, kan ek die woord gebruik en ek is nie lelik daaroor nie, dit was eenvoudige mense. Daar was nie geleerdes onder hulle nie. Daar was blykbaar ook dan nou nie baie wysheid nie. Maar daar was maar baie, kom ons sê, maatskaplike probleme in Nasaret gewees. En daarom is hierdie verstommende woord eintlik so belangrik as jy dink in terme van die Here Jesus. Want as Nathanael dan sê, wat sê jy? Kom jy van Nasaret af? Hemel, maar kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Typiese vraag om te sê, wat? Vicksburg? Kan daar iets goeds uit Vicksburg uitkom? Die wonderlike is, en dit is baie belangrik, as ek dit nie sê weer nie, onthou dit dan nou. Maar dis hoe Vicksburg na homself moet kyk. En dis hoe jy self as individu na jouself moet kyk. Want ek en jy is dikwels die grootste probleem in ons eie lewe. Ons praat ons uit die diens van die Here uit. Wat kan ek vir die Here doen? Nee, Jesus dominee, ek kan nie bid nie. Nee, ek is nie kaas hiervoor nie. Verstaan julle? Dis wie ons is. Maar dat die Here God in sy almag besluit om hom te gaan haal in Nasaret. Gebore in Bethlehem, maar laat hom groot word in Nasaret met 'n bepaalde doel om van Nasaret af dan nou hierdie evangelie te versprei. Die Here Jesus het lank in Nasaret gebly. Sy laaste 3 jaar het hy 'n bediening gehad daar langs die see van Galilea by Kapernaum. En jy sal ook sien, hierdie kinders, hierdie jong manne wat hy in die hoofstuk roep uit Betsaida, is ook net so 3-4 kilometers vanaf Kapernaum, en hulle is op die oomblik besig, en dis eintlik jammer, ons kon dit nooit in ons 2 toere daar sien nie, want hulle is besig met baie intense en intensiewe navorsing oor die dorpie Betsaida en ook Chorazin. Chorazin is mos ook getref deur die Here se oordeel, maar net om vir julle te sê, Getsemane, nee, langs die see van wat sê die see? Galilea, die see van Galilea. Sit Kapernaum, net 'n entjie weg van hom is Chorazin, en net 'n entjie daarvan is dit dan Betsaida. So dis wonderlike, heerlike goed hierdie. Baie dankie. Nog iemand, ek waardeer dit. Dit is skitterend, want hoekom sê ek is dit belangrik? Niemand in Vicksburg, ook nie jy nie. Niemand in Vicksburg moet kan sê ek is nie goed genoeg om deur die Here gebruik te kan word nie. Hoor julle? Want die Here Jesus sê dit deur sy eie lewe. Toe hy op 'n stadium in Nasaret dan opgetree het. Of ja, toe hy op 'n stadium daar opgetree het, toe sê hulle maar, wie's die ouetjie? Sy suster bly mos daar en sy 2 broers bly daar. Dis mos maar die seun van Josef. Sien nie hoe afgetroe gekyk op hom. So die hele gees in Nasaret was dan negatief. So, okay. Genoeg daarvan. Baie dankie. Nou wil ek vir u vra. As ons nou na die woord toe gaan, dat u net so sal sit en ons sing dan die Ons Vader. Net soos wat u sit. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam, dat die ryk kom, u wil
Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergewe die wat deur ons sonde laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want U is die rein en die sterkte en die Here vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. Ons open die Bybel by Johannes 1 en ongelukkig die eerste skyfie nou net vasgesteek by die heel aan die begin, maar ek sal hy maar eers daar los. Kom ek maak eers so. Johannes 1 het 51 verse en ek gaan dit nie alles vir u kan lees nie. Terwille van tyd hier en daar net uittreksels uithaal en gaan ons dan kyk na die woord van die Here wat ons vanoggend of die boodskap vanoggend is dan die evangelie van die Here Jesus. Luister mooi na die term, die evangelie van die Here Jesus is sag. Kom ons kyk of ons dit in hierdie woord kan terugkry. As ons dan sê die evangelie van die Here Jesus is sag. Ek lees daar uit Johannes hoofstuk 1 enkele uittreksels. Ek het dit op my manuskrip neergeskryf en toe besef ek nee, ek gaan nie getrou daarby kan bly nie, maar kom ons lees dit dan soos wat ons dit hier in die Bybel het. Soos wat U self gesê het, hy begin in die eerste klomp verse tot en met hier by, kom ons sê maar om by vers 18, begin hy met die baie besonderse woorde. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Dan, daar was 'n man en dan word ons vertel van Johannes, die doper, wat dan die stem in die woestyn was en wat die pad vir die Here Jesus moes voorberei. En daar gebeur dit dan dat die skrifgeleerdes en fariseërs vir Johannes, die doper, daar in die woestyn kom besoek en hulle vra vir hom 3 vrae. Hulle vra vir hom, Johannes, is jy die Christus? En dan sê hy, nee, ek is nie. Hulle vra vir hom, is jy dalk Elia? Dan sê hy, nee, ek is dit ook nie. En dan vra hulle vir hom, nou Johannes, is jy dan 'n profeet? En dan sê hy, nee, ek is ook nie 'n profeet nie. Ek gaan net vir u verduidelik hoekom dit ook belangrik is, in aansluiting by daai vraag. Dan vra hulle vir hom, nou maar hoekom doop jy? Dan sê hy, nee, ek doop met water. Maar die persoon wat na my kom, wat eintlik my al voor was, dis 'n baie interessante ding in die Bybel,
hy sal met die Heilige Gees doop. En dan gebeur dit, dat hy dan die Here Jesus Christus sien, en hy sê dan daar vanaf vers 29 af, maak hy die stelling, toe hy stip na die Here Jesus kyk, maak hy die stelling en hy sê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld moet wegneem. Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. 2 van sy disippels hoor dit, en ons lees dan later van daai disipel, maar dan staan dit ook hier geskryf, ek het self ook nie, hy sê 2 keer, ek het self ook nie geweet wie die man is nie. Ons gaan net, hoe gaan ek dit vir julle verduidelik, hoekom hy dit sê. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het, om met water te doop, het vir my gesê, luister hierdie openbaring, wat Johannes dan gesien het, die een op wie jy die Gees sien kom, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self gesien en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. In die Bybel is dit 'n baie belangrike waarheid, dat as jy dit gesien het, dan is jy 'n getuienis daarvan. Julle ken die verhaal van Petrus en Johannes vir die Joodse Raad, toe hulle vir hulle gesê het, nou moet julle stil bly, en sê, julle moet maar besluit of ons moet stil bly, maar ons kan nie ophou praat oor dit wat ons gesien en beleef het nie. Dan kry ons, as ek omblaai, kry ons dan die situasie van Andreas en nog 'n disipel. En ek wonder of julle dit opgetel het. Hy sê 2 van Johannes se disippels het gehoor toe Johannes gesê het, daar is die lam van God. 2 van hulle. Maar net een se naam word genoem. Maar ek gaan later daai geheim verklap. Dan gaan Andreas gaan hy na sy broer toe, Simon toe, en kyk wat sê vir Simon. Hy sê vir Simon, ons het die Messias gekry. Ons het die gesalfde gekry. Hier begin die uitsending van God se kinders die wêreld in. Hy gaan na sy broer toe, hy sê ons het die Messias gekry. Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus het stip na hom gekyk en nou kom ons by daai en hy gesê, jy is Simon, seun van Johannes, jy sal Sefas genoem word. Sefas beteken dieselfde as Petrus. Sefas, die Arameese naam, want die Here Jesus het hoofsaaklik Aramees gepraat. Maar dan die Griekse term Petrus. So as jy nou sê Sefas, dan praat jy Aramees. En as jy sê Petrus, dan praat jy Grieks. OK, goed, ons laat hom daar. As jy sê Simon, dan is dit meer Hebreeus. Hebreeus en Aramees is presies dieselfde, net heeltemal verskillend. Net heeltemal verskillend. Ek het daai vak gepluk, hoor. Goed, dan as ons kyk na die volgende een. Nou, die volgende dag sien die Here Jesus vir Filippus. En hy roep vir Filippus, en Filippus besluit om hom te volg. Hy sê, volg my. Wat doen Filippus? Hy kan dit nie vir homself hou nie. Hy gaan na Nathanael toe. En presies die woorde. Hy gaan na Nathanael toe en hy sê vir Nathanael, ons het hom gekry, van wie Moses in die wet geskrywe het, en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef. En so kom Nasaret ook tot geloof, en toe hy die Here Jesus sien, toe sê die Here Jesus vir hom, jy's 'n Israeliet sonder bedrog. En hy's verbaas, hy sê, hoe weet jy dit? Hy sê, ek het jou gesien bid onder die vyeboom. Toe het ek geweet. En heel moontlik het die Here Jesus verbygestap, hy het hom onder die vyeboom gesien bid en gehoor wat hy gebid het. En hy sê, dis 'n Israeliet sonder bedrog. En nou sê Nasaret, dan as die Here Jesus dit vir hom sê, dan sê hy vir hom, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Daarom sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy nou, glo jy omdat ek vir jou gesê het, dat ek jou onder die vyeboom gesien het, jy sal nog baie groter dinge as dit sien. En hier is dan 'n belofte in, wat ek nie vandag gaan ontgin nie, ons gaan dit met die hoofstukke wat kom ontgin. So geliefdes, ek dink wat jy moet hoor, as jy enige persepsies van die evangelie het, wat sondaars hel toe stuur, en net die goeie ouetjies hemel toe vat, dan moet jy vandag regtig nie dink. Dis die rede waarom die Here sê, of hoekom die woord is, of die boodskap is, die evangelie van die Here Jesus is sag. En hy sag teenoor jou en teenoor my, hy is sag teenoor Ficksburg,
En luister nou mooi, as ons hier uitgaan, dan sit ons mos met die persepsies van al die cowboys in die kroeks hier buite. Maar weet net, God stuur jou uit, en vir my uit, met 'n sagte evangelie, wat vir enige sondaar nooi en sê, kom join us, kom saam met ons, kom ons aanbid die Here. Wat is jou storie? Want hy bied dan vir jou liefde, hy bied vir jou genade en so meer. Nou wil ek gou vir u vra, het julle ergens agtergekom in watter toestand die wêreld was waarin die dinge afgespeel het? Toe u Johannes gelees het, wat 'n term het u dalk getref oor wat was die toestand tussen mense? En hoe kan ons vandag dit gebruik en sê, wat is die toestand van Suid-Afrika? Kom ons trek dit nader. Wat is die toestand van Vicksburg? Wat is die toestand in my familie? Wat is die toestand in my huwelik? Wat is die toestand in my gesin? Iemand wat dalk vir ons wil help? Kom ek sê gou vir u. Ek het dit hier met 'n klomp terme geskryf. As hierdie hoofstuk sê dat Jesus die lig is, lig staan teenoor duisternis. U weet dat daar bestaan nie 'n ding soos duisternis nie, nee. Ek het dit al hier van die kansel al vir julle lank terug gesê. Jy kan nooit duisternis meet nie. Wetenskaplikes kan nie donkerte bepaal nie. Weet jy wat is duisternis? Dis die afwesigheid van lig. So jy kan die lig se grade toets met verskillende barometers en instrumente, maar jy kan nie donkerte toets nie. So dis eintlik 'n wonderlike mooi beskrywing. Enige huwelik, enige gesin, enige familie, enige dorp, enige land, enige provinsie wat donker is, het 'n gebrek aan lig. Hier is nie nou donkerte nie, nee. Maar as ek die lig doodmaak, dan is dit veronderstel om donker te wees, nee. Goed, ek gaan nou nie lank daarop konsentreer nie. Maar die terme wat hier gebruik word in die gedeelte, is duisternis. Dink nou net 'n bietjie by jouself. Dink regtig net 'n bietjie by jouself. Hoe lyk die situasies wat ek en jy ken, waar Christus nie is nie? Hemelmense. Dink net aan 'n situasie waar daar nie billikheid is nie, daar is nie vergifnis nie, daar is nie begrip nie, daar is nie liefde nie, daar is nie geduld nie, daar is nie ruimte vir ander mense, uniekheid nie. Mens kan aangaan daarmee. Hierdie duisternis het ek hier geskryf, dis 'n verlore toestand, hopeloos, verdwaalde mense, rigtinglose mense, mense so skape sonder 'n herder, mense wat nie weet herwaarts of derwaarts nie, maar elke ou is God en koning van sy eie lewe, praat wat sy wil, sê wat sy wil, doen wat hy wil, en God het geen beheer oor 'n mens nie. So mens, moet u weet, is 'n gevaar vir die samelewing. 'n Onbeheerde mens, 'n mens wat nie onder die beheer van die Heilige Gees staan nie, is 'n gevaar vir die samelewing en vir jouself ook as individu. Wat hier nog staan is, as Johannes sê, niemand het God nog gesien nie, maar die Here Jesus het hom gesien, dan is daar iets vir my ook waar van die wêreld waarin hulle leef. Dis amper 'n godlose wêreld. Mense kan nie oor God praat nie, want hulle ken hom nie. En dis hoekom hoekom die Here vir ons na Johannes 1 toe vat, want hy wil homself aan ons kom openbaar. Hy wil vir ons kom wys, hoe lyk hy, hoe dink hy, wie is hy? Ek het ook hier neergeskryf, dis ook, as hy praat van heerlikheid, as hy praat van genade op genade, dan is dit 'n werklikheid van goddeloosheid, van geestelike en emosionele uitputting. Dis 'n wêreld van hongerte, dis 'n wêreld van uitsigloosheid, dis 'n wêreld vol sonde. Nou moet jy weet, waar beweeg ons jong mense, en ek praat van ons gelowige Christen jong mense. Christenskap is mos nie oral so aan nie. Nou moet jy weet, waar leef u kinders en u kleinkinders en my kinders en my kleinkinders. Maar hoe wonderlik is dit dan dat ons kinders en kleinkinders te midde van donkerte, te midde van sonde, nog steeds die Here Jesus liefhet
en nog steeds die Here dien. En nou wil ek vir u neem na hierdie sagte evangelie. Geliefdes, ek besef net, dis onuitputlik. Het u geweet dat die Here Jesus 3 posisies beklee? Nie Vader, Seun, Heilige Gees nie, dis nie waarvan ek nou praat nie. Maar volgens die Heidelbergse Katekismes Sondag 12 is daar 3 posisies wat hy beklee. Die een van profeet, die een van priester en die een van koning. En weet jy, toe ek hierdie hoofstuk lees en hom bestudeer en met die Here daaroor worstel oor, wat moet 'n mens verstaan? Dis dan so, ek wil amper sê, dit is dan so oorbekend. Toe besef ek, dis presies dit wat die Here wil sê. Ek het hier op my manuskrip geskryf, die Here Jesus is profeet. Wat doen 'n profeet? 'n Profeet verkondig. En die Here Jesus verkondig, want hy self die woord van God. En wat het met hierdie woord gebeur? Die woord sê vir ons, die Bybel sê vir ons, dat deur die Logos Hotheos, die woord van God, het Christus die skepping waargeneem. Deur net 'n goddelike woord te spreek, het die skepping tot stand gekom. Dis die Here Jesus wat ek en jy aanbid. Dis die status van die Here Jesus waarna ek en jy aanbid. Dis nie maar net 'n, met respek en met liefde en waardering, dis nie maar net 'n Mandela figuur nie. Dis nie een of ander skitterende redder van 'n volk nie. Hy is die woord van God. En dan sê die Bybel vir ons, hy was voor alle tye nog daar. En Johannes sê, hy was voordat ek nog bestaan het hy bestaan. En jy gaan dit nog in die Johannes Evangelie, gaan jy dit nog verder sien, maar Johannes die Doper sê vir ons, hy was voor my al hier. Daarom is ek eintlik agter hom. Ek is nie voor hom nie. Dis 'n verstommende term om dan te sê dat hy 'n profeet was, want hy die lewende, dinamiese, gesagvolle woord van God verpersoonlik hy, maar hy dra dit ook dan uit in die skepping in en verander, hoor hierso, dis 'n lewensveranderende woord. Dat elkeen van ons wat hier sit glo, en ek sit dit net op verduidelik, glo dat ons deur die Gees van die Here herskep is om gelowiges te wees. Ons is dit nie maar net omdat die Here gesorg het dat ons in verbondshuise groot word en dat ons gelowige ouers gehad het en so meer nie. Hy is ook die profeet, luister mooi, die term lig. Lig is die teenoorgestelde, het ek reeds gesê, van duisternis. En as ons in 'n donker vertrek instap, 'n onbekende vertrek, dan is jy bang, jy's onseker. Maar as jy 'n lig aanskakel, is daai onsekerheid en daai bangheid onmiddellik weg. So die profeet Jesus Christus dra die lig wat die lewe in ons inbring, dra hy in ons lewe en in ons harte in. Met ander woorde, in daardie duistere hart, miskien as tiener, miskien as jong dogtertjie, as jong seentjie, maak nie saakie, iewers ergens het die lewende woord van God oor ons gekom en het dit die lig in ons lewe ingedra en het dit ons inderdaad gemaak mense van die lig. Mense wat die lewe by die Here Jesus Christus en sy Vader en die Heilige Gees ontvang het. Maar daar is 'n ander term ook. En daai term wat ek hier het is, hy was ook priester. Wat doen 'n priester? 'n Priester het mos namens die volk 'n lam of 'n dier geoffer. Is ek reg? Dis die priesterlike taak van die priester. Maar die Here Jesus was 'n hoëpriester. Hy het homself kom offer. Daarom sê Johannes, daar is die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Weet jy, dit is vir my, ek is nou ook al, jy weet, afgetree, maar dit is so 'n wonderlike stuk evangelie, wat 'n mens nie anders kan as om uit te dra en vir jou aan te gee en te sê, gaan gee dit aan vir almal daar buite nie. Dis gratis, dis verniet, dit maak nie onderskeid nie, jy hoef nie te besluit wie dit moet hoor en wie dit nie moet hoor nie, jy gee dit vir almal aan, dis die taak van die kerk. Dis die roeping van Christus, Jesus, en is die roeping van sy kerk,
om hierdie priesterlike amp so te vervul, dat ons vir mense sê, Jesus het hom vir jou geoffer, hy is die hoëpriester, hy het eenmalig aan 'n kruis gesterf, daarom offer ons nie meer diere nie, behalwe onsself. Here, ek gee u my lewe. Here, ek kan nie sonder u lewe nie. Here, as dit is wat u vir my gedoen het, dan wil ek myself en my lewe, my huwelik, my gesin vir u gee. En verlede week dan wil ek inderdaad in opregtheid leef. Stem jy saam? Bevestig die Heilige Gees dit in jou hart. 'n derde ene. Hy het ook 'n koninklike amp wat hy beklee. 'n koninklike rol. Kom ek lees net hier vir jou. Hier staan, 'n koning regeer met gesag. Hy beskerm sy volk en hy vestig God se koninkryk. Die seun van God en koning van Israel. Nathanael bely en hy sê, Rabbi, meneer, u is die seun van God. U is die koning van Israel. Kyk 'n bietjie wat sê Andreas. Toe Andreas vir Petrus gaan vertel, toe sê vir hom, ons het hom gekry, ons het hom gevind, die Messias, die gesalfde van die Here. Kom ons sê dit. Jou en my verlosser, die Here Jesus Christus, die seun van God, is nie maar sommer net 'n oulike mens gewees nie. Jy weet, ek het een keer 'n Pinkster gehou uit Johannes 17 jare terug. En na die eerste aand se aflewering, toe kom 'n persoon my sê, nou moet jy my help. Ek verstaan nie. Ek sê, wat is dit? Hy sê, ek het gedink die Here Jesus het eers begin met sy lewe toe hy deur Maria gebore is. Toe verduidelik vir hom die term, en ek gaan nou verder hier verduidelik, maar ons sê, Jesus Christus is pre-extent. Pre-existence. Hy bestaan pre-existentieel. Met ander woorde, hy bestaan nie van die dag toe Maria hom in die wêreld gebring het nie. Hy bestaan van voor die skepping van die wêreld af. Het God deur hom geskep, God die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Gaan kyk maar in Genesis 1, al drie van hulle speel daar al 'n baie belangrike rol. Ons kan nou daar gesels. Maar dis u en my verlosser. Dat hy en die Vader het in die hemel by geleentheid, ek gaan in Johannes 8 ook vir julle dit verduidelik, het by geleentheid het hulle koppe bymekaar gesit met respek, Here, in u groot almagtige heiligheid, en die Vader het besluit, dis tyd dat Jesus moes kom. Want hy was die enigste middelaar, hy was die enigste sondelose mens, wat vir mense kon sterf, en hy was die enigste ware God, omdat hy sondeloos is. Verstaan nie hoe groot dit is, maar ook hoe wonderlik dit is. Want dis hierdie Here wat hom aan jou en my steur. Mense, hier staan 'n klomp goed op my manuskrip en sê vir jy regtig baie lank besig hou. Maar goed, kom ons sê dan, hy was profeet, priester en koning, en dan sê ons, hy was die woord. Hy was die woord in die lig as profeet. Hy was die lam van God, die volkome offer wat geoffer is, sy priesterskap, sy koningskap is die feit, dat hy dan ook in die woord sal jy dit terugvind, maar ook Nathanael se belydenis wat sê, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Dink aan die gesag wat die Here Jesus het. Dink aan wat hy vir jou en vir my elke dag van ons lewe doen, al wantrou ons hom in 'n sekere sin. Ek gaan verder. Dis die sagtheid van die evangelie. Tweede punt, ek gaan kortliks daarby stil staan. Johannes die Doper. Mense, wie was hy? Kom ek wys dit vir u. Kyk, dit is hoe om die woord, die lig, die lam, mens wou net die sagtheid uitbeeld met daardie lammetjie. Kyk 'n bietjie die. Johannes die Doper. Kan jy onthou wie was Johannes die Doper se pa en ma? Sagaria en Elisabeth. Kan jy onthou hoe oud was hulle? Amper net so oud soos Abraham en Sarah. Nou is daar mense wat sê hulle glo nie in die maagdskap of in die maagdelike geboorte van die Here Jesus nie. Nou wat maak jy dan nou met Isak? Isak se pa en ma was 90 en 100 jaar oud.
En ek dink Sagaria en Elisabeth basies dieselfde. Daar was geen moontlikheid om swanger te word nie. Maar God maak hulle swanger. So kom ons kyk vir mekaar. Johannes die Doper was 'n gestuurde van God. Johannes die Doper, weet jy, die een persoon sê, as jy nou gaan kyk na hoe dit hy beskryf word in Matteus, Markus en in Lukas, dan word daar vir ons vertel van wat het hy geëet en waarvan het hy geleef in die woestyn en wat se klere het hy gedra. Hy sê, weet wat Johannes, en ons hoef nie onderskeid te tref nie, maar is net treffend dat Johannes, die evangelie van Johannes sê vir ons, al wat hy vir hom sê is, hy was 'n gestuurde van die Here. En weet jy wie was hy? Niks. Behalwe nie die woord nie, maar die stem van die woord. Wie is u en ek? Wie is ons? Wie is ek? Niks. Maar ons kan draers wees van die woord van God, van die evangelie. Die skrifgeleerdes, die fariseërs vra vir hom, is jy Christus? Sê nee. Vra vir hom, is jy dalk Elia? Sê nee. Sê maar dan is jy seker 'n profeet. Wat antwoord hy? Nee. Wat is jy dan? Ek is 'n stem wat God gestuur het in 'n woestyn, en ek weet jy met daai agtergrond ook raak sien. Dis 'n woestyntoestand. Dis die duisternis van die wêreld. Maar hy sit in 'n woestyn en hy verkondig dat Christus is op pad. Hy sê 2 keer dieselfde perikoop. Ek ken nie die man nie. Ons weet mos hulle was neefs. Elisabeth was die tannie van Maria. En toe Maria by geleentheid vir haar tannie gaan kuier, toe sy tannie al 6 maande swanger, toe sê by hom by haar gaan kuier om vir haar te gaan vertel van haar swangerskap. Toe draai Johannes die Doper in Elisabeth se buik. Sommige ouens reken en ek sal my daarmee neerlê. Dis waar die vervulling van die Heilige Gees al by Johannes die Doper gebeur het. Want die Heilige Gees kom ook nie vanaf Handelinge 2 met Pinksterdag nie. Die Heilige Gees kom saam met God vanuit die hemel, alle eeue is hulle daar. Maar hulle het verskillende, kom ons noem maar bedieningsareas of bedieningstermyne gehad. Nie dat die een opgehou het ooit of die ander een opgehou het nie, maar dit was tydperke waarin hulle self so kom openbaar. Wat moet ons hoor? Johannes die Doper is in 'n woestyntoestand. Hy's nie belangrik nie. Hy ken nie sy eie neef nie. Maar God openbaar aan hom 'n waarheid, nie omdat hy van kleintyd af deur sy ma geïntimideer is en gesê het, jy moet net onthou, tannie Maria se seun is die Jesus nie. Hy is die Messias nie. Hy het nie geweet wie sit nie. Hy sê ek ken nie jou nie. Maar hoekom kon hy vir jou en vir my sê, as gestuurde van die Here, dat hy die seun van God is? Hy het dit gesien. Hy sê ek het die Heilige Gees soos 'n duif op die Here Jesus of op daai man sien neerdaal, en luister die baie besonderse woorde, die Heilige Gees het op hom neergedaal en by hom gebly. En hy verklaar, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld moet wegneem. Skitterend. Skitterend. En hy het sy lewe daarvoor gegee. Hulle vra vir hom nou maar, as jy dan nou nie Elia of Jesus is, of 'n profeet is nie, hoekom doop jy? En dis mos die strydpunt in die kerk, en dis so eenvoudig. Hy sê, ek doop. Hoekom? Hy maak mense bewus van sonde. Hy roep 'n
Israel uit, hulle kom na hom toe in die woestyn, by die hordes. Hy maak ook disippels, mense wat in hom glo en wat in hom volg, want hy verkondig bekering en berou. En hy gee aan hulle 'n sigbare teken van water, afwassing, reiniging en skoonmaak en 'n nuwe lewe. Maar wat sê hy van die Here Jesus? Hy sê hy sal kom met die Heilige Gees sal hy julle doop. Hy sê myne is 'n uiterlike teken. Dit wat Christus doen is 'n innerlike teken. En toe gebeur dit. Het jy dit gesien? Dat toe Andreas langs Johannes staan en die ander disipel, ek het gesê gaan vir julle sê wie dit is. Ek sien as 'n kommentaar die Millennium Bybel het dit geslip. Hulle het dit nooit raak gesien nie. Maar 'n prof Groenewald in sy kommentaar oor Johannes, hy het dit raak gesien. Maar voor ek die prof se lees, staan ek en ek besef maar waar's die tweede disipel? Want is twee disipels, Andreas en nog iemand. En Andreas wat vir Petrus dit vertel en wat Jesus wat aan Filippus dit vertel, Filippus wat dit vir Nathanael vertel. Wie is die tweede disipel? Die skrywer van Johannes. Johannes self, nie Johannes die doper nie, hy is iemand anders, maar Johannes. So die Here Jesus, hulle hoor dis die lam van God. En hulle besluit daar en dan om hom te volg. En hulle vertel dit vir Andreas, of vir Petrus, en hy volg hom. Hulle vertel, Filippus kom daarvan te hore, hy volg hom. Nathanael kom daarvan te hore, hy volg hom. Hoekom? Het hy met water gedoop? Nee. Hy het hulle met die Heilige Gees gedoop. Hoe werk dit? Julle sal in Johannes 3 dit beter verstaan, maar hy doop hulle met die Heilige Gees deur die wedergeboorte. Die herskepping in hulle hart, die kom van die lig, die koms van die woord. In hulle hart verander dit. En hulle stap agter hierdie man aan. En inderdaad, gee hulle ook hulle lewe vir hom. Net Johannes, die skrywer van die boek Johannes en die skrywer van die boek Openbaring, het die oudste geword en is die enigste disipel wat nie vermoor is nie. Die ander 11 is almal vermoor, omdat hulle glo. Maar Johannes moes die moeder van die Here Jesus oppas, en hy moes haar lei tot haar ou dag. Daar's mooi verhale daar rondom, of blykbaar. Ek kon dit nie alles toets wat ek gelees het nie. Kom ons sê dit vir mekaar. Nommer 1. Die evangelie van die Here Jesus Christus is sag. En as ek sê dis sag, geliefdes, moet jy weet, dis die Here wat vir jou en vir my wil sê, dis bedoel vir sondaar mense. Maak nie 'n flentersaak watter sonde nie. Dis bedoel vir sondaar mense. Mense in duisternis. Mense sonder lig, mense sonder hoop, mense soos ek en jy voor ons die Here Jesus in ons lewe toegelaat het. Die evangelie van die Here Jesus is sag, want hy beklee 3 ampte, profeet, priester en koning. Woord, lig, lam van God en koning van die Jode, koning van Israel, seun van God, Messias. Hy gebruik Johannes die doper as 'n gestuurde. 'n Niks belangrike ou nie. So gebruik hy jou en my. Ons hoef nie titels te hê nie. Ons moet net die Here Jesus, nie net nie, maar ons moet die Here Jesus ken en ons moet groei daarin en ons moet dit verkondig. En dan 'n derde punt. Die sagtheid van die evangelie lê juist daarin dat hy vir Andreas, Filippus, Johannes, ook so vir Nathanael kom red. En die sagtheid lê daarin dat ek en jy gered is. Sag, liefdevol, genadig, mooi. Kom ons raak stil.
O Here, ons Here. As hierdie woord en hierdie verlossing, vergifnis, genade op genade, liefde as dit vir ons bedoel is, dan is dit ook vir alle ander mense in Vicksburg, in die Vrystaat, in Suid-Afrika en in die wêreld bedoel. Ons wil vir U dankie sê vir Johannes 1 en al die rolspelers daarin, al die figure, maar ons wil dankie sê, Here Jesus, dat U gekom het, nie as regter nie, maar as verlosser. Seën nou elkeen van ons hier. Seën ons Here met dankbaarheid, met bewondering. Seën ons met persoonlike oorgawe, uit dankbaarheid vir wat U vir ons doen. Here, U ken elke man en vrou. Raak elkeen van ons aan. En dankie vir die doop met water en ook die doop met die Heilige Gees, die wedergeboorte in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons eer die Here met ons offergawes en dan sing ons daarna ons slotlied. Ek wil net daai prentjie vir julle verduidelik, ek het hom nou nie gewys nie. Dis die 3de punt, mense reageer positief op Jesus se sagte evangelie, maar heel voor in die pad is daar 'n wit kruis wat 'n mens nou makliker op die skyfie kan sien as op die skerm. Maar kom ons bedink dit en dink dit, ja. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat vir ons plek opstaan. Wat 'n voorreg om in gebed na hom te gaan. Hoe verbeur ons soms die vrede, kom ons in verswygenis. Net omdat ons nie ons maak kry, in gebed na hom toe bring. Ons versoeking en beproewing, of as wat hier oor ons kom, laat ons nooit besmoedig word nie, maar ons kommer bring na hom. Nêrens is 'n vriend getrouwer, hy wat van ons swaar kry weet. Jesus staan met ware deernis, altyd tot ons hulp gereed. Kom ons staan, dan sluit ons af met hierdie lied. Here, ons sal U loof, ons sal U weldade roem, U naam sal ons eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen, en die wonder lê in jou en in my hart, en in ons eie lewens. Kom ons sing.
weldader roep. Die naam sal ek eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Here, ons sal U loof, U het ons verlos, uit duister bevry, ons harte verbly, dit het U lewe gekos. En ons sal U heilige naam bly roep, want dis U alleen wat ons Vader sal noem. Here, ons sal U loof, U weldader roep, dis U wat voorsien, ons wil U graag dien en U ons Vader noem. Ons staan voor U as mense wat deur die Gees van die Here oortuig is dat U die woord is, die lig is, die Seun van God, die Lam van God, dat U die koning van die nuwe Israel is. En ons bid, Here, dat elkeen van ons huis toe sal gaan met 'n baie diep bewustheid van die feit dat ons self niks is nie, behalwe kinders van God en draers van die woord, die lewende woord, draers van die naam van die Vader, die naam van Jesus Christus en die naam van die Heilige Gees. Heilig dan nou, Here, U naam. Amen. Die Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen. 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 Gunsrus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en jou kinders en jou kinders. Mag sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan en langs jou staan. Dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou in die oggend, in die ander, in
in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde. Hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou. Amen. 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 Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Onthou van die tee en dan Marnel se lesing net hier in die kerk asseblief.